Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 31 Januarie 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra en ek praat eers met myself. Bepeins jy en ek ook die Bybel dag en nag? Jy sien, liewe mens, as ons kyk na wat gebeur het met Josua, Josua was die opvolger van Moses. Moses het gesterf en die Here het vir Josua gesê, jy moet my volk deur die Jordaan lei. En toe het hy vir hom gaan sê, Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Josua het hierdie direkte opdrag van God ontvang om die Bybel en al die wette wat daar was op daardie stadium in die Ou Testament, moes hy stiptelik nakom. En so geld dit vir jou en vir my vandag nog. Ons moet die wette, die gebooie soos dit opgeteken staan in God se woord, moet ons vandag nog nakom stiptelik. En ons gaan dit slegs nakom as ons die Bybel bepeins dag en nag. Jy sien, liewe mens, die gevolg dan daarvan sal wees, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Die oomblik as ek en jy alles begin nastreef, daardie gebooie, dan sal ons al hoe meer en al hoe meer 'n strewe daarna hê om volgens God se woord te wil leef, op te beweeg na God se standaard toe en nie die wêreld se standaard te handhaaf nie. Dit is wat jy en ek hier op aarde moet doen, want die gevolg daarvan sal wees dat ek en jy voorspoedig sal wees, soos wat dit met die Josua van ouds gegaan het. Die Here was met hom gewees, hy het hom voorspoedig gemaak. En die gevolg, sodat hy met goeie gevolg sou handel. Met ander woorde, hy was suksesvol gewees en so sal dit ook met jou en met my gaan. Verskoning. Ek en jy kan, liewe mens, dit bly net jou en my persoonlike keuse. Jy sien, daar was 'n stadium in my lewe voor my bekering wat ek in die aand, voor ek in die bed klim, maar net 'n paar versies lees en so 'n skietgebedjie opsê. Nee, liewe mens, dis nie hoe dinge werk nie. Ek en jy moet die woord van God dag in en dag uit, daardie 66 boeke, moet ons bepeins, dag in en dag uit. Ja, maar Pieter, dit was in die Ou Testament. Wel, wat sê Romeine 15:4 vir ons? Die hele skrif, Romeine 15 vers 4 sê, alles wat van tevore geskrywe is tot jou en my voordeel geskrywe, sodat ons daaruit kan leer. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, sê die hele skrif is ingegee en is nuttig tot lering, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Liewe mens, die hele skrif begin nie in Matteus nie, het begin in Genesis 1. Dus die hele Bybel is op jou en op my van toepassing. Al verskil is, die straf van die Ou Testament is nie meer daar nie, omdat ons nou in die genade dispensasie leef. Maar die beginsels in die Ou Testament is vandag nog net so van toepassing op jou en op my. En as ek en jy dit gaan toepas, soos dit veronderstel is om te wees, as ek en jy daardie 66 boeke op 'n daaglikse basis heeldag sal bepeins, dan sal dit nie net met ons voorspoedig gaan nie, maar ons sal ook suksesvol wees, soos wat 'n Josua van ouds suksesvol was. Dan sê in vers 9, het ek jou nie beveel, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie.
Want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Oral waar jy en ek hier op aarde mag bewandel, sal dit met ons goed gaan. Ek en jy het nie nodig om bevrees te wees nie. Ons moet net die goeie geloof in ons koning behou. Dit sal met jou en met my goed gaan. Ons moet net die woord van God bepeins, dag in en dag uit. En dit bly 'n persoonlike keuse. Of leef ons so vinnig en daar's nie tyd vir ons koning nie. Ja, ek weet ons het 'n werk om te doen. Ek weet daar's ander verpligtinge, maar wat is jou en my prioriteite? Wie stel ons eerste in hierdie wêreld, in ons daaglikse lewe? Ons Abba Vader en sy woord? Of is dit maar die daaglikse handel en wandel hier op aarde wat meer belangrik is? Of dalk miskien net die rugbywedstryd wat Saterdag sal plaasvind as die Springbokke speel? Wie plaas ons eerste hier op aarde? Antwoord daardie vraag vir jouself. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.